vir die jong mense wat belydenis aflê, julle kan sien, die opskrifie daar is, die belydenis van Petrus. So dis eintlik Petrus se belydenis aflegging. Kom ons lees daai stukkie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper. Party sê weer Elia, party een van die profete. Maar julle vra hy, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Nou daai, u is die Christus, beteken natuurlik, u is die gesalfde of u is die Messias. Hulle erken hom as die Messias wat die Jode so lank verwag het. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Toe hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan nie vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook nie skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar's party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank u vir die voorreg om op hierdie pragtige someroggend hier saam te wees as u kinders, u gelowiges. Dankie dat ons weet dat u vir die kinders wat belydenis aflê vanoggend, maar daarmee saam elkeen van ons 'n boodskap het, 'n boodskap wat kom uit 'n Vaderhart, gedra deur u Gees. Ons bid dat ons sal afskakel van alle dinge wat hier buitekant en binnekant ons roer, sodat ons regtig u stem sal hoor. Amen. Kom ek begin bietjie deur vir die jong mense te vra, wie van julle hou baie van wiskunde? Is dit nog nie die vak se naam vandag? Want ek is nie heeltemal meer seker nie. Skoolhoof, is dit nog wiskunde op skool deesdae? Hemel, dit lyk my is die een vak wat nog is wat hy behoort te wees. Is daar niemand in die kerk wat van wiskunde hou nie? Hoorie, dis skokkend. Barry, jy's 'n ingenieur, jy moet van wiskunde hou. As ek daarvan gehou het, nee, het ek dalk ook nou as ingenieur daar gesit. Wiskunde was nie vir my 'n maklike vak nie. Nou moet ek eerlik sê dat dit dalk iets te doen gehad met die onderwyser wat ek gehad het, wat nou nie regtig vir my wiskunde lewend gemaak het nie. Maar dit was nie 'n maklike vak nie, want daar is soveel formules en reëls en goeters dat dit my nogal de mekaar gemaak het. En ek stel baie meer belang in tale in elk geval as in wiskunde. En so was dit ook met 'n matriekseun wat 'n som wat hy gedink het in 'n eksamen gaan kom, met al die formules uit sy kop uitgeleer het. Want dit is 'n som wat baie geld tel. En as jy hom in die middel van die nag kon wakker maak, dan kon hy vir jou die som dadelik 100% net daar neerskryf. En toe die eksamen kom, toe kry hulle die som. Al verskil was dat die getalle hier en daar anders was, en die manier hoe die vraag gevra was nie presies soos hy dit geleer het nie. En die gevolg was,
dat hy toe 'n eiertjie gekry het, 'n ronde 0. Nie omdat hy nie die som geken het nie, want hy het dit mos uit sy kop uit geken, maar omdat hy die som nie verstaan het nie. Want as hy die som verstaan het, dan sou hy op enige manier, wat die vraag gevra word, met enige stel getalle, hierdie vraag kon antwoord. Ander, het jy ingenieur geword sonder dat jy van wiskunde hou? Ek sien nou eers, jy sit daar en smaal. Wonderlik hoor. Hy het die formules geleer, maar hy het nie die som geken nie. Hy het nie die som se binnegoed verstaan nie. En dis presies, dink ek, wat met Petrus gebeur het in hierdie snaakse storieetjie wat ons nou gelees het. Jesus stap saam met sy disippels en op pad na 'n dorpie, loop hulle so gesels met mekaar en praat oor baie dinge. En toe kyk Jesus so na hulle en hy vra vir hierdie ouens wat al hoeveel jaar saam met hom stap, wie sê die mense, wie is ek? En om te sê wat sê ander mense is baie, baie maklik. Dis ook maar doen wat ons doen min of meer as ons kinder, né? Jy gehoor wat sê Piet, dit en dit gebeur. Dis die maklikste. Dis amper so maklik as om oor die weer te praat of oor die rugby te praat. Dis maklik. En hulle sê toe vir hom, wat dink die mense? Maar wat by Jesus eintlik wil uitkom, is hierdie volgende vraag. Toe kyk hy hulle in die oë en sê, maar julle, wie sê julle is ek? En ek dink hy het eintlik maar die vraag na Petrus toe gemik, want hy weet mos nou wat in Petrus se hart aangaan. En hy vra, wie sê julle, wie sê ek? En Petrus spring weg met presies die regte antwoord. U is die Christus. En net daar lê Petrus belydenis van geloof af. Want as 'n mens belydenis van geloof af lê, dan doen jy eintlik niks anders nie, as om voor al hierdie spul mense wat hier sit te kom sê, ek glo, Jesus is die Christus. Hy is die gesalfde, hy is die Messias, hy is die Seun van God. En 'n mens voel lus om vir Petrus hande te klap, om te sê, mooi so, 100%, jy het die som uit jou kop uit geken, jy het reg geantwoord, maar die eienaardige ding is, Jesus het nie so gedink nie. Om die waarheid te sê, hy gee vir Petrus 'n 0. 'n ronde 0. Wat blyk daaruit, dat hy sê, moenie hieroor gaan praat nie, bly stil hieroor. En dat hy later, selfs vir Petrus noem, Satan. Al was die antwoord reg. Wat is die probleem? Jesus is mos die Christus. Ons sien die probleem is, Petrus het die som geken, maar dit nie verstaan nie. Hy het nie verstaan wat dit beteken om belydenis van geloof af te lê nie. Al het hy al die kennis gehad, al het hy al die antwoorde geken. Hy het, ja, ek beloof gesê, maar hy het nie verstaan wat dit beteken nie. Petrus, en as 'n mens nou billik wil wees met dit, daarom seker sê al die ander disippels ook, het geweet dat Jesus die Messias is. Hulle het geweet dat hy die gesalfde van die Here is. Hulle het geweet dat hy die Seun van God is, maar hulle het gedink, en dis waar die moeilikheid inkom, dat Jesus baie vir hulle gaan beteken. Hy gaan uiteindelik kom en hulle verlos van die Romeine. Hy gaan hulle nuwe aardse koning wees, sodat hulle saam met hom weer baas kan wees in hulle eie land en makliker kan lewe. Dis waaroor dit vir hulle gaan. Dis wat die optelsommetjie vir hulle gee. Hy's 'n aardse koning en ons gaan nou saam met hom die Romeine in die see indryf en ons gaan die koninkryk van Dawid oprig hier op aarde en so gaan ons aangaan. En daarom sê Jesus vir hulle dit nie moet gaan sê nie. Julle moet nou nie gaan en vir die ander mense gaan sê ek is die Christus nie, want julle sê die regte ding, maar julle bedoel die verkeerde ding. En dit kan dood eenvoudig verkeerde persepsies oor Jesus die wêreld instuur.
En daarom was Petrus baie omgekrap. Hy was baie omgekrap toe Jesus dinge sê soos hy moet ly en hy moet verwerp word en hy gaan deur sy eie mense doodgemaak word. Want dit was glad nie die manier hoe Petrus hierdie som verstaan het nie. Daarom vat hy so, waar kan jy glo, vir Jesus een kant toe en hy raas met hom. En is toe dat Jesus Petrus met regte antwoord en al aanspreek as Satan. En is eintlik hartverskeurend dat die disippels wat al so 'n lang pad saam met Jesus kom, dit steeds nie verstaan het nie. En is toe dat Jesus vir Petrus en almal naderroep en vir hulle sê, wag 'n bietjie. Kom ons kyk nou net 'n bietjie. Julle wil my almal volg en julle sê julle doen dit. Kom ons sê in vanoggend se taal, julle wil belydenis van geloof aflê, maar julle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Kom ek verduidelik vir julle wat dit beteken om my disipel te wees, om my te volg, om belydenis van geloof af te lê en dus lidmaat van die kerk te wees. En dan verduidelik Jesus dit van vers 33 af so, hy sê, as iemand agter my aankom, moet hy homself verloon, hy moet homself verraai, hy moet sy kruis opneem en my volg. Wat beteken dit om jou kruis op te neem? Wie van die belydenniskinders weet dit? Jy moet jou kruis opneem, beteken, jy moet bereid wees om dood te gaan. Dis nie daai ding wat ons altyd sê, elke huis het sy kruis, met ander woorde, die kinders is maar bietjie ongeskik, of daar is een of ander swart skapie of donker wolkie oor die gesin nie. Toe Jesus sy kruis opgeneem het, het hy gestap na Golgotha om doodgemaak te word. So as hy sê, kruis opneem, dan verduidelik hy dit, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my in die evangelie verloor, sal dit behou. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, om 'n belydende lidmaat van die kerk te wees, om Jesus te volg, beteken in die eerste plek nie om 'n klomp dinge by te kry nie. Dit beteken nie dat ek nou volledig kerk toe kan kom en kan doop, my kinders doop en op die kerkraad kan dien of wat ook al nie. Om te bely, u is die Christus. Om as julle vanoggend hier staan en te sê, ek glo. Daarom is my antwoord op die vraag, ja. Dan beteken dit dat jy jou lewe weggee. Weggee in God se hande. En vanoggend kom God na elkeen van ons toe, opnuut. En baie spesifiek vir die 4 van julle wat belydenis van geloof aflê, en hy sê, maar jy, wie sê jy is ek? Want sien, jy kan soos Petrus reg bely, maar verkeerd glo. Jy kan dalk die som doen, maar dit nie verstaan nie. Jy kan dalk dink om hier te staan en dit te bely is, maar net om 'n paar woorde te sê, en dan gaan ek weer aan. Maar jy het nie 'n benul wat dit beteken nie. En daarom lê duisende mense belydenis van geloof af. Staan met hulle mooi klere, maak mooi beloftes hiervoor, dan sien jy hulle net nooit weer nie. Dan het hulle dalk gedink hulle ken die antwoord. Maar hulle verstaan nie die som nie. En dis hoekom ek vir die kerkraad sê, Anton en Leon, hier's 'n spul duwe wat hier in hierdie daknes gemaak het. En hulle is so 'n bietjie fladder, dan sê ek vir die ouens, moenie bekommerd wees nie, ek adviseer hulle. Binnekort lê hulle belydenis van geloof af, dan sal hulle gaan en dan kan ons hierdie dak toemaak. Dis alwaarvoor die ouens wat wonder hoekom Dries nog nie die dak toegemaak het nie, hy wag net vir daai belydenisdatum. Dan is hulle weg, never to be seen again.
En al wat dit beteken, sê jy het gedink jy ken die som uit jou kop uit. Jy verstaan glad nie wat daai som beteken het nie. Jy het dalk gedink dit gaan wonderlike dinge vir jou doen as jy belydenis van geloof aflê. En omdat jy gedink het dit gaan oor jouself, het dit toe nie gebeur. En dan verdwyn jy maar net soos iemand wat nooit in sy lewe belydenis afgelê het. As jy vanoggend kom belydenis van geloof aflê, of miskien soos ons baie jare gelede belydenis van geloof afgelê het. Ek het dit skrikwekkend genoeg in 1974 gedoen. Kinders, dis in die vorige eeu. En jy doen dit om 'n pa of 'n ma of 'n oupa en 'n ouma tevrede te stel. Of omdat jy nou maar met die sondaarskool gekom het en jy wil nou maar nie uitwees nie. Of al jou pelle in die ander gemeentes lê belydenis van geloof af, so jy gaan dit ook nou maar doen. Of jy lê belydenis van geloof af sodat jy nou maar net eenvoudig jou kinders eendag kan doop. Omdat jy dalk soos baie mense dink jy moet 'n lidmaat van die kerk wees as jy dominee jou trou. Omdat jy dink dat die Here dan beter na jou sal kyk. As jy bely omdat jy dink daar's iets in vir jou, dan trap jy in dieselfde gat as wat Petrus getrap het. Dan dink jy ken die som, maar jy verstaan dit nie. Sien, dis nou nog 'n ding, ingenieurs wat ek van wiskunde nie verstaan nie. Ek het nou hierdie voorbeeld gebruik vanoggend, omdat ek weet dis waar, maar hoe jy by die regte antwoord kan uitkom en jy kry 0 vir 'n som, kan ek ook nog glad nie verstaan nie. Maar in elk geval, dis presies wat hier gebeur as jy dit doen. As jy vanoggend hier bely, Christus is die Here, dan moet jy dit doen omdat jy eintlik jou lewe kom weggee. Want om Jesus te bely is nie net 'n mooi belydenis nie, maar dis om jouself te kom doodmaak. En wat beteken dit? Nie dat jy van die gebou af gaan spring. Dit beteken eenvoudig dat in alles wat jy doen, jy heel eers gaan vra, wat sal die Here Jesus wil hê moet ek doen? Wat moet ek vandag op hierdie Sondag doen? Moet ek vanoggend 8 uur gaan golf speel? Of sou Jesus dalk wou hê dat ek hier moet wees? As ek gaan kies, Kelvin wat nou binnekort moet kies wat jy eendag in die lewe gaan doen en al die ander wat hier gaan staan, kies jy om te kyk waar gaan ek die meeste geld kry of die meeste glamour of wat ook al? Of vra jy eerlik vir jouself, ek moet probeer uitvind wat wil die Here hê ek moet doen? Ek wil probeer uitvind waar wil die Here my gebruik? En as jy in 'n verhouding met 'n ou of 'n meisie is, dan doen jy nou nie alles nie, of jy doen nie wat lekker is nie, maar wat die Here in sy woord vir ons sê oor verhoudings. Dan staan jy elke oggend op, nie met 'n lang lysie van dit wat jy wil hê die Here vir jou moet doen nie, maar voordat jy daarby uitkom, vra jy heel eers, Here, wat wil U hê moet ek vandag vir U doen? Natuurlik kan jy vra, dit sê die Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar kyk waaroor gaan al die ander gebooie. Laat U koninkryk kom, U wil geskied U, dit gaan oor Jesus se belange, God se belange. Dan staan jy elke dag op en jy sê, wat wil U hê moet ek vandag vir U doen? Dan word jy soms uitgeskuif uit 'n groep. Maar dan doen jy dit omdat jy nie meer baas is oor jou eie lewe nie, maar omdat Christus nou ook jou Here is. Dan is jy nie skaam om te praat oor wat hy vir jou doen nie en steeds doen nie. Dan behoort jou geld nie meer aan jouself nie, maar aan God. Jou tyd behoort nie aan jouself nie, maar aan God. Jou talente behoort nie aan jouself nie, maar aan God. Dan behoort jy aan God. Nou klink dit nie noodwendig die moeite werd nie.
Want elke mens wil seker uiteindelik baas wees oor homself. Kinders, hoeveel keer het julle nie gesit in, as pa en ma probeer baas wees oor jou, dan wil jy die stuipe kry? Ek ook. En dat my pa altyd 'n antwoord gehad, wat my nog woedender gehad het, uit jou magteloosheid, as jy in die huis bly, dan doen jy wat ek sê. Het julle dit al gehoor eers? Stefan het dit al gehoor. So hulle sê dit ook. En Kelvin, if you stay under my roof, you will do as I say. Dit gehoor? Sien, ouers is nie oorspronklik nie, want Adam en Eva het dit al vir hulle kinders gesê. Dan kon ek stuipe kry. Want elke mens het hier diep binne in hom hierdie ding dat ek wil doen wat ek wil. En dan sit ouens, waar ek nou groot geword het in Pretoria, kan jy die Universiteit van Pretoria raakgooi met 'n klip, maar nou voet hulle Stellenbosch toe. Hoekom? Want dit is 1600 km weg van ma en pa wat sê, hier doen jy wat ek sê. En dan gaan doen hulle wat hulle wil, en as die eerste jaar 'n reusagtige flop, want daar's nie mense wat bietjie toesig hou. En daai selfde beginsel geld ook my lewe en my verhouding met God. Dis die oersonde. Ek wil doen wat ek wil doen. Met ander woorde, ek wil sê, jy Petsertjie is die Here. In steede van dat ek sal sê, u is die Here. En as 'n mens nou hier diep in jou hart hierdie ding het, dat jy jou eie kop wil volg, is dit die moeite werd om te kom staan en sê, ek wil nou vir al hierdie mense kom sê, Jesus is nou my baas. Natuurlik is dit die moeite werd. Want Jesus verduidelik dit net 'n rukkie verder in vers 36, hy sê, wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Met ander woorde, wie hierdie kruis opneem ding doen, met ander woorde, as ek die eie ek hier binne doodmaak, dan sal ek my lewe behou. Wat help dit 'n mens die hele wêreld as wins kry en sy lewe verloor? En later in die storie van die Bybel in Filippense 3, sê Paulus dit ook baie mooi en verduidelik hy dit reg. Hy sê, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Om die waarheid te sê, ek beskou alles as waardeloos. Al hierdie dinge waarna ek streef, al hierdie dinge wat vir my belangrik is waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan kry en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. En dan word dit prakties. Broers en susters, as mense bereid is, soos wat ek vroeër gesê het, om van jou geld te gee vir iemand wat stap wat nie geld het, om jou talente te gebruik en te gee vir hulle wat dit nie kan bekostig nie, om 'n glimlag te gee, 'n arm op die skouer, 'n druk, 'n gebed, want dan raak dit belangriker as wat ek kry. Niemand wat op aarde hulle lewe aan Jesus prysgegee het, was nog ooit spyt nie. En niemand wat nog ooit hiervoor gestaan het en die som verstaan het. Verstaan het wat dit bedoel om te sê, ek bely in die openbaar, ek wil u volg. Was en sal ooit spyt wees nie. Maar Lukas 16 daarenteen skryf vir ons baie duidelik dat die wat dit nie doen nie, die wat nie die moeite doen om die som te verstaan nie, baie, baie, baie spyt sal wees, soos die ryk man wat te sterwe gekom het. Maar jy, wie sê jy
is ek? Wie sê jy is ek? En dis die vraag wat Jesus Christus deur sy woord vanoggend opnuut vir elkeen van ons kom vra. Wie sê jy is ek? En as jou antwoord reg is, en jy verstaan die som, dan sal jou lewe dit ook wys. En daarom as julle nou hier gaan kom staan en belydenis van geloof aflê, dan gee jy nie iets prys nie. Jy gee jou lewe prys. Amen. Toe jy